Op vlakke was dit frustrerend geweest omdat ons hier gesit het met 'n proses wat ek gevoel het nie die regte pad is om te loop nie. Ek dink daar's ruimte vir opsionele belydenis in die NG Kerkie. Ons het die hele week gepraat oor goeie soos xenofobie, armoede, geleenthede waar daar regtig versoening en geregtigheid en eenheid ontbreek en ek dink hierdie belydenis wat al hierdie dinge, eenheid, versoening, geregtigheid bevat, wat die hart van die evangelie bevat, is wat ons kerk op hierdie oomblik nodig het. Daarom voel ek dat ons moet regtig hierdie proses verder vat en sê dat ons 'n volle aanvaarding van die Bellaar belydenis as 'n belydenisskrif van die NG Kerk wil hê. Maar so op ander vlakke was dit ook verblydend geweest om te sien dat daar mense is wat opstaan en wat regtig sê ons het dit nodig, die tyd is nou en ons hoop dat hierdie proses en die algemene synode kan erns maak hiermee en vir ons kan vorentoe vat op hierdie pad. Ek wil sê dat ek verras was oor die positiwiteit. Dat ek het geweet ons is in 'n synode wat dit al lank al aanvaar het. Ek het geweet ons is in 'n synode wat positief is teenoor Bellaar en die hele proses. Maar die gesprek was vir my 'n maklike gesprek. Meeste van 95% van die predikante en ouderlinge is so vir die belydenis van Bellaar dat hulle wil sê okay, maar kom ons begin dit nou net doen. Kom ons doen dit nou net. Maar nou is dit nou nog nie 'n amptelike belydenisskrif nie. So hoe doen ons dit dan nou op watter maniere? Op 'n manier dink ek vir my ontsettend positief. In die sin dink ek dat dat daar geleentheid gegee is vir verskillende mense om gehoor te word, veral vir jonger mense. En ek dink aan die begin wat negatief dalk was dat ons gesukkel het om te begin met die gesprek. Daar was ontsettend baie ordereëlings en meeste daarvan was eintlik irrelevant geweest. Ek het so die gesprek dopgehou op Twitter en op die sosiale media en ander stemme gehoor wat nou nie in die vergadering was nie. Maar my groot indruk van wat in die saal gebeur het was dat die oorheersende gevoel was ons weet waar die eindbestemming is, maar ons sukkel met die pad soontoe. Dat daar oorheersende positiewe gevoel is, opgewondenheid is oor die geskenk wat ons het in die kerk vir 'n belydenisskrif wat vir ons roep na eenheid en versoening en geregtigheid en dat ons almal eintlik eens voel daaroor. Monty het gister 'n mooi ding gesê toe hy gepraat het van mense van wie se DNA Bellaar deel is en ek voel ek is deel van daai groep miskien wat dit al leef en vir wie dit so deel is van wie ons is. En ek kan nie dink om deel te wees van 'n kerk wat dit nie bely nie.